Right, Nampo 2025. Ons stop hier by Badger. Wat is nie hierso? Roan gaan my gou vinnig wys hierso wat het hy alles. Onder andere 'n 3-punt Badger, okay? So heel eerste hierdie. So dan kan ek ook 'n Badger kry. Julle weet ons hoe werk dit. Okay, right. So, kom ek verduidelik ons wat het hy alles hier kunsmiswa en jy kan na jou Badger spek met Precision se goeders. Roan, hoe lyk dit? Andrei, Ek so draai dat ons net hier uit die son uitkom, nee. is dit alweer jy? Dit net so, nee. Luister hierso, verduidelik my bietjie. Julle het 'n 3-punt Badger hierso hierdie jaar. Wat is die gedagte gewees agter dit? Ja, so was 'n versoek van 'n kliënt om te hoor of kan ons 3-punt planters doen. En dis nie die eerste een nie. Ons het al vir 'n kliënt of 2 so lifplanter gebou wat een wou gehad het. Maar ja, ons dink daar's 'n lekker mark vir dit, Andrei, veral vir die man aan die kontoure. En ja, so ons dink deel van die tekortkoming is tanks op die trekker. Ja, Tanks wat daar huidigelik in die mark is, die bietjie wat ons weet van tanks in die mark is dink ek is al so 'n bietjie ruimte vir verbetering. So ons het 'n gedagte om lekker tanks te maak vir die trekker, 2 stelsels, dalk as jy wil spuit en pop-up wil bysit, so dat hy nie net of dalk vloeibare. gewoonweg is soos dat hy daar is, basies net saad nie. Ja, so jy kan vloeibare kunsmis aan op die trekker sit met 'n pop-up of dan nou sê gif en 'n pop-up. Maar jy kan jou korrel kan ons nog steeds so 2.500, die planter is lig genoeg. Laat ons so 2.500 stelsel op die planter ook kan sit as jy nie wil tanks op jou trekker het nie. So as jy net een produk doen, vloeibaar of korrel, dan kan ons dit op die trekker sommer direk vir jou doen. So as ek net met gewone mengsel plant, jy weet daai tipe van goeders dan en dan soos jy sê as jy pop-up wil bysit. Nou sê vir my as ek nou hom moet vergelyk prysgewys met sy konkurrent Groot Badger, nee, die ou boet. Wat is die prysverskil wat ek min of meer na kyk op die einde van die dag? As ons na 12 ry soos hierdie toe gaan, Andrei, dan so omtrent 1.2. Ja, omtrent 1.2 miljoen rand. Jy weet, dit is al 'n klomp geld, nee, want dit sit jy in 'n ander bracket waar dit net vir die ander ou ook begin lewensvatbaar raak om hierdie rigting te gaan. Ja, ons moet nou net verstaan as jy na die planter kyk, kos gaan hierdie wat nie in die son staan nie. Ja, dit gaan 'n bietjie makliker. Daar is elke ding het sy voordele, nê. So hier dra ons 5.500 liter. Alles aan die agterkant is hier netjies mooi bymekaar. Die tanks is obviously alles op die masjien, die gewig word gedra op die wiele. Die aan en afhaak is uit die aard van die saak as jy die planter afgehaak het, is jy ontslaaf van al die pype en drade en jy kan baie meer dra, né? So hier sit ons met 'n 5.5 of 'n 4.500 liter wat ons alles op die planter kan doen. Alles is mooi en netjies hier agter. Jy kan kyk hoe lyk dit daaronder. Dis 'n eenheid, né? So jy kry waarvoor jy betaal. Dis 'n sleepmasjien. Maar ja, as die kliënt se behoefte is, hy's dalk in kontoure, of hy sit minder produk neer. So dink die oomblik wat jy by 'n hoë rate kom, né? So jou kilogramme of liters per hektaar hoog is, dan raak 'n sleepplanter dink ek onprakties. Maar ja, die oomblik wat jy of kunsmis uitstrooi of dit op 'n ander manier neersit, dan dink ek kom die liftplanter in daai bracket as ek dit so kan sê, né? Besproeiing hou, jy weet wat dit nice maak ook, as ek hom nou net so met vinnig vat, is die feit dat hy opvou, maak dat jy nou kan wyd werk, plus jy kan vinnig draai op die pivots. Ja. En dit, want dis gewoonlik waar jy jou tyd verloor, jy kan altyd jou kunsmis en al daai goeders op 'n ander manier basies in die grond kry, maar nou kry jy ten minste die presisie voordeel van die plantgedeelte, alhoewel jy nou nie al die kunsmis goed kry nie, tensy jy nou die rigting gaan wat al die goeders op het. Ja, ek dink as jou rates hoog is, gaan die staantyd gaan die staantyd dit regverdig om na 'n groter masjien toe te gaan. Maar die ouens in die kontoure het 'n paar ander uitdagings, verstaan? Die oomblik wat jy hierdie planters as dit nat is of dit raak kwaai skuins, enige ding wat sleep, sukkel maar om die trekker se wiele te volg. Presies, verstaan? Al daai goede. So ja, maar dis 'n opsie.
Dis die belangrikste. En dan wil ek weer gou hierso vra, né? Eerste ding, voordat ons daar by daai presisie karretjie kom. Ek sien dit nou hier. En dit lyk amper of jy van ding van stainless steel op maak het. Nee. Kunsmiswaar. Hierdie was 100% stainless steel. What? Net die onderstel is gepelderkoute staal. Ja. Maar die auger, die flight, die kompleet waar hierdie panele wat ons nou gepelderkout het, is maar net dat hy het so 'n bietjie blink gelyk sonder verf. So dis maar kosmeties, maar die hele waar stainless steel. Jy sal sien hier agter die pype, die skeniere. Dis maar 'n ding, André, hier met kunsmis na 'n paar jare, waar's 'n ding wat jy 30 jaar op 'n plaas wil dit loop. En ja, ons het gedink om hom vlekvry te maak. So ja, van Nampo, die eerste 10 van hulle is op spesiale prys. Dik special. En maar ja, die wa gaan nie in die omgewing. Hy gaan so 'n bietjie onder die 600 000 kos vir Nampo en so 'n bietjie oor die 600, net so eentjie onder die 700 000 kos vir Nampo. Ja, maar hy gaan oor die 700 000 op die einde wees. Ek dink so 720 dalk. Maar ja, dis 'n belegging as jy met kunsmis werk. Die jou staantyd. Daar is nie iets beter om so 'n sentrale ding vol te maak nie. Hierdie is 'n ding wat jy kan alleen mee werk, jy reverse terug na die wa toe. Jy klim daar op en jy kan 2 bins op 'n slag. Daai ding flex aan die bokant. Kom ek wys jou. En ek kyk ek is seker daarvan, ou jy kyk na hierdie video. Wanneer hy hom kyk. En dan wil hy ook sy pitstops so gaan maak, nê. Ja, jy sal sien ons het hierdie ding so gemaak dat jy gemaklik 2 tanks, so jy stop tussen 2 en jy maak vol. Hy gooi net so eentjie oor 2 ton 'n minuut. So jy gaan 2 tanks in 2 minute gooi. Dan trek jy hierdie trekker 'n klein entjie vorentoe, gooi jou ander 2 bins, so jy kan die planter self volmaak. Self met hom werk. Hy vat 20 ton, 17 000 liter. Uitstekend. Daai hou ek van. Nee, en die ander ding is jy kan die graan, hy's nie 'n goeie tapkar nie. Omdat sy leweringskapasiteit laag is. Ja. Maar jy maak die 8 boude los en jy haal hierdie hele stelsel af en as jy silo op jou plaas het, is daar nie 'n beter wa om jou graan aan te ry nie. Hy het 'n hidroliese sluys onder. En so dis 'n graanwa en 'n kunsmiswa. So nee, wat se naam nie. Nee, dis nie 'n tapkar nie. Nee, dis nie 'n tapkar. Maar dis 'n graanwa. Ja. Okay, en dan wat ek gou hier wil kyk is, nê. Hier's nou 'n vol precision karretjie wat jy hier op het. Verduidelik my hierdie besigheid. Dis nou full downforce met hierdie besigheid wat ek nooit die naam kan onthou wat hierdie voorkant is. Ja, dis Clean Sweep van Precision Planting. En dan die Faro Force aan die agterkant, nê. Faro Force, ja. André, so onthou ons karretjie is vandag 1 af Precision Planting ready ontwerp en hy's op die Amerikaanse model ontwerp. So dit beteken ons borsplaat hier, ons het net hierdie spyser in met hierdie spesifieke eenheid dit hier vasgedruk. Maar ons borsplaat, die hoogte van die karretjie, die hoogte van jou saad na jou hegtingspunt, die hegtingspunt hier, is alles op die Amerikaanse standaard. So beteken enige iets van Jetter, Precision Planting, Martintel, Sunco, wat ook al aan Amerika loop, kan op ons karretjie loop. Die Wiset is mos nou standaard op al ons goed. Hierdie hegtingspunt was vandag 1 af standaard vir Precision Planting. En so ja, ons is tans besig saam met Cerealis, die manne van Precision Planting, om te kyk of ons die karretjie finaal Precision Planting goedgekeur kan kry. Yep. Maar ja, op hierdie stadium sal jy sien hy's grys. Hy lyk anderster. So ons wil net nie ek wil amper sê nou wat sê Afrikaans, maar die kliënt deur mekaar maak met wat is ons brand nie. Confusion in die mark. Confusion maak nie, net so die gedagte agter die Precision Planting gaan wees, die backup is vir ons belangrik. Ja. Wil ek weer nou net vra, hoe werk die backup besigheid nou, want jou planter kom uit met 'n 2 jaar vol diensplan die hele lot. Maar hoe werk dit? Kry ek dit dan nog steeds of hoe werk die besigheid? Hierdie is 'n nuwe pad wat ons saam met die manne van
cereales gaan 'n toetsloopie loop en kyk hoe gaan dit. So ons het vir hulle die masjien oopgestel. En dit beteken as jy 'n kliënt is wat graag precision planting wil op hê, gaan jou planter so lyk. Hy gaan grys wees. Laat daar nie 'n confusion is wat se stelsel is op die planter nie. Die planter gaan ons bou by ons in die fabriek. Hy gaan in die fabriek op die lyn staan en jou precision planting agent in jou area waarmee jy vertroud is, gaan wat ook al jy wil hê van precision planting by ons in die fabriek kan kom opsit. Alles daar toets en as ons die planter aflewer, gaan ons die meganiese waarborg nog steeds dra, soos op al ons ander masjiene. En maar dan gaan die precision planting agent dan nou die so backup doen. Hulle diens elektronies en julle is aan die meganiese kant. En op daai kant. planters doen ons die meganiese gedeeltes, ja. Ek hoor jou. En dan ek kan nou ook dan nou, maar nou hier is nou waar die crux inkom nou, nee. Okay? En ek kan hom nou nog steeds kry. Sê nou maar ek stel nou net belang in die downforce, né? Maar ek soek nou nog steeds daai farrow openers met die toetrap besigheid, dan kan ek hom so kry of gaan ek either or heel een kant of heel ander kant, hoe werk hy? Hierdie karretjie het ons primêr opgestel met alles van precision planting net om te wys die opsies is daar, né? Ja. Die opsies is daar vir die kliënt as hy wil farrow force gaan, as hy wil clean sweep of iets anders te gaan, hy kan dit doen. Maar ja, die gedagte sal wees om die kliënt die opsie te gee om te besluit. Hy hou dalk meer van die, hy's meer gemaklik met die 2020 stelsel. Hy voel dalk die Delta Force is 'n beter opsie vir hom. Dan kan hy met dit gaan, maar hy kan nog steeds met ons route cleaner en met ons toetrapbilletjies gaan. So hy kan hom spek soos hy hom wil hê. Ek hoor jou. Hy gaan net donker grys wees en ja, en as waar jy 'n Badger is lyk dan basies so, jy het 'n ligte grys op die Badger. En ja, dis ons standaard stelsel, niks verander hier nie. So ja, ons het nou die dag gepraat oor die Masio goede ook. Ja, so die Masio goed is op hulle eie. En as nog steeds ouens wat my bel en vra, maar is al die planters nou rooi? Hulle is nie almal rooi nie. Masio se planters by ons net vir hulle het hulle eie diensstorie wat hulle met die kliënt sal praat en uitsorteer. Die Badger bly by sy 2 jaar diensplan, niks op hom verander nie. Sel elektronika, die ander is net addisionele opsies wat ons het daar as daar 'n kliënt is wat meer vertroud is met die Argo netwerk, is daar vir hom 'n opsie om 'n rooi masjien te koop vir oranje een. Jy sê is oranje. Ja, oranje, rooi. Wel, hy's iewers daar tussen in afhangende van hoe jy klere sien. En as ons precision planting, so ons wil nie teen mekaar werk nie, ons gaan hand in hand saam met die precision planting manne werk. Maar ons het nie die kennis in die backup by ons om precision planting op hierdie stadium voluit te kan backup. Dus kom ons daai rigting gaan, ja. Uitstekend. Okay, en dan julle is hierso, moet ons self net my beerings kry. Net na die geel gebou. Dis ja, ons is as jy by die Suidhek inkom. Net kan maar vir Klaas en vir Hors adverteer. Ja, as dit Klaas en vir Hors om net so skuins oorkant, nê. Ons is hier langs Agri Afrika, Hors en Klaas, ja. As jy vir Hors kry, het jy te ver gegaan, nê. Dan moet jy terugdraai. Jy gaan nou net 3% na elkeen van hulle toe stuur. Ja, dis nou maar presies, ja, nê. Okay. Hoorie Ron, dankie baie. Okay, Andrei. Right, so. Okay, nou weet jy kan 'n liftplanter kry, nê? Nou op 'n Badger, of jy kan alles presisie, of jy kan 'n kunsmiswa koop wat jou kleinkinders nog mee gaan werk. So, kom draai so by Badger as jy na Nampo toe kom met hulle in kontak. Dis hier van ons spys af. Tot volgende keer. Groete.